Daar's goed oor jou lewe gespreek, wat jou drome kom dim het, en kom steel het. Opinies wat jy waarhede gemaak het. En is tyd, kerk, dat jy daai opinies sal oorkom met die waarheid van die woord van God. Want God se woord is die waarheid, mense se opinies is nie die waarheid nie. Maar jy sien, 'n waarheid word 'n waarheid as jy hom glo. Wat glo jy van jouself? Is jy gereed vir die woord? Sien, die woord se krag lê in die manier hoe ons hom ontvang. Die manier hoe ons hoor. Jesus vertel 'n gelykenis oor die saaiër. En die saaiër is die een wat die woord versprei. En die verskillende grond is die kondisie van ons harte, hoe ons die woord ontvang. Ons moet nie hard wees nie. Ons moet nie rotsagtig wees nie. Ons moet ook nie toelaat dat die dorings en die dussels, die bekommernisse en die rykdom van die lewe die woord verstik nie. Ons harte moet voorbereid wees, goed wees. Ons grond moet gereed wees om te ontvang, sodat die woord kan wortel skiet, kan ontkiem en kan vrug oplewer in ons lewe, want die woord van God verander ons lewe. Amen. Daar is niks so kragtig soos die woord van God nie, en om onder die geklank van die woord te sit, of self net in die woord in te delf, dit verryk ons lewe, dit verryk jou geestelike lewe, dit voed jou geesmens, en nou net ons bestaan driedimensioneel, siel, gees en liggaam, en daar so 'n mate van 'n geveg. Ekskuus, ek skree nou vir iemand. Sê ek nou reg, dankie. Nee, daar is nog steeds skree so 'n bietjie. Moet nie graag op julle skree nie, ek weet nie hoe verander dit nie. Is met die weersomstandighede, of weet hy probeer my beter laat klink vanoggend. Okay. Maar ja, ek wil jou vat na Handelinge hoofstuk 2. Ons is in 'n tyd waar ons die kruisdood, die opstanding van Jesus gevier het. Ons oor 3 weke vier ons die hemelvaart, waar Jesus opgeneem is in die hemel en sy plek ingeneem het in die hemel, sy plek van heerskappy. En in die tyd het Jesus keer op keer aan mense verskyn, so min of meer 12 keer wat hy verskyn het aan mense, wat hulle getuienis dit bevestig het, dat hy opgestaan het, sodat oor die 500 mense wat Jesus aan verskyn het, as jy dit nou so gaan bymekaar tel, wat bevestig het en wat getuig het, dat Jesus wel opgestaan het. Ons weet ook, daar is 'n storie versprei onder die Jode, wat hulle die mense omgekoop het om te sê dat sy disippels het sy liggaam gesteel in die nag. Hulle wil nie gehad het dat mense moet hoor dat Jesus wel die Messias was nie, en is hartseer dat van die mense tot vandag toe vasgevang is in daardie leuen, waarmee hulle omgekoop is, om te vertel dat Jesus nie opgestaan het nie, maar dat sy liggaam gesteel is. Maar ek dank die Here dat ek weet sy liggaam is nie gesteel nie. Ek dank die Here dat ons weet sy graf is leeg, want hy het opgestaan, hy is nie meer in die doodryk nie, hy het oorwin. En ons lewe in 'n lewe wat hy vir ons bewerkstellig het. Wat is die lewe wat Jesus vir ons bestem het? Dit is 'n lewe waarop ek en jy kan aanspraak maak, en ons maak aanspraak nie oor ons goedheid nie, want nie een van ons kan onsself red nie. Nie een van ons sal hemel op ons eie kon maak nie. Amen. Niemand van ons sou kon kwalifiseer nie. Maar dank God vir sy seun wat hy gestuur het, wat die prys betaal het en dit afgehandel het, en jou kwalifikasie is klaar afgehandel. Soms wil ons probeer hard werk om hemel te maak. Jesus het klaar die werk gedoen. Jy moet net in daai volheid stap van wat Jesus vir jou gedoen het in die kruis. En lewe met daardie hoop, lewe met daardie vreugde, met daardie toekoms vooruitsigte. En Handelinge 2 vers 1 is die oomblik wat Jesus hulle bestem het voor om te sê, maar daar kom 'n oomblik, en hy het vir sy disippels gesê, daar kom tye wat vir julle beter gaan wees as wat ek hier by julle is. En dis die oomblikke wat die Vader, die Trooster, die Heilige Gees gaan stuur, en dis die geboorte van die kerk, is in Handelinge hoofstuk 2. Die Nuwe Testamentiese kerk is gebore in Handelinge hoofstuk 2. Alles het radikaal verander met die uitstorting van die Heilige Gees, want wat wonderlik is met die uitstorting van die Heilige Gees, is ons lees van die Heilige Gees en sy betrokkenheid in die Ou Testament, maar dit was net in oomblikke gewees wat hy vaardig geraak het oor sekere mense. Maar dank die Here dat hy gekom het en die deur oopgebaan het, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang en gedoop kan word met die Heilige Gees, wat dan inwonend is en ons bekragtig vir 'n nuwe dimensie van ons lewe.
Daar's 'n geesdimensie van jou lewe waarin jy kan funksioneer. En dis wat ek en jy moet onthou, dat daar's die twee, ek wil amper soos dit 'n gesplete persoonlikheid, as jy dit so kan sê. Want daar's die vleesmense en daar's die geesmense, en die twee veg teen mekaar. En jy moet verstaan, daar's 'n plek wat jy moet instap en sê, Here, maar ek wil toelaat dat die geesmens heers in my lewe, sodat ek kan wandel in die gees, want ons het laasweek daaroor gepraat, ons wandel nie deur aanskou nie, maar ons wandel deur geloof, en geloof funksioneer in die geestesrelm, wat weet daar's 'n groter helm as wat ons beleef deur ons sintuie. Jy kan nie as 'n geloofsmens vasgevang lewe net in die beperkings van jou sintuie nie. Jy dink jy sien alles vanoggend, daar's baie meer wat jy nie sien met jou fisiese oë, wat op hierdie stadium besig is om te gebeur nie. Vanoggend in die geestesrelm, toe ons kinders seën, is daar soveel skuwe wat in die geestesrelm plaasvind oor hulle lewe. Dis wanneer ons mense doop, en ons gaan weer mense doop na die diens. Ek het gesê, is reg, ons hierdie doopbad sal altyd gereed wees. As mense gedoop wil word, gaan ons mense doop, want daar's soveel wat in die geestesrelm gebeur oor mense se lewe wanneer hulle die woord toepas oor hulle lewe, want daar's werkinge. As ons oë moet oop gaan ons verbaas staan. En daar's 'n rede dat die Here ons oë nie oopmaak in die geestesrelm nie. Soms gee vir ons net so 'n bietjie 'n smaakie van in die geestesrelm. Maar ons kan nie dit, omdat ons nie sien, dit ignoreer nie. Juis meer as gelowige mense moet ons meer bewus wees van die geestesrelm. En dat God sy gees vir ons gestuur het om in ons te kom woon. Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig met mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier's iets bonatuurliks, iets niets wat hulle nog nooit beleef het nie, wat gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees. En dis alles vervulling van profesie van die Ou Testament af. Wat hy sê, ek gaan vir julle 'n nuwe taal gee om my in te aanbid. Soms, weet in die begin, ek het groot geword in 'n kerk wat ons was gewoond, dat mense in 'n diens tale gebid het, tale gepraat het, as jy saam gebid het, jy tale in ander tale. So vir my was dit nooit vreemd nie, maar ek verstaan soms dat dit vir mense wat nie groot geword het met dit, vreemd kan voorkom nie, want dis iets wat nie natuurlik is nie, dis iets wat nie verstaanbaar is nie. Nou ek wil nie vanoggend te veel ingaan in tale bid nie, maar ek het net, op 'n stadium sê ek Here net van nuuskierigheid, maar hoekom 'n nuwe taal? Toe sê hy wel is eenvoudig, want sy is 'n nuwe skepsel. 'n Nuwe skepsel kry 'n nuwe taal. 'n Taal wat niemand verstaan nie, behalwe God verstaan. Die taal wat die duiwel nie eers verstaan nie. En wanneer ek in die Gees bid, bid ek dinge vir die toekoms wat ek nie eers van weet nie, want die Gees, die Heilige Gees weet wat môre gaan gebeur. Hy weet wat kom, en wanneer ek in my taal bid, bid ek onuitspreeklike sigtinge wat ek nie weet wat om te bid nie, maar hy kom my swakhede te hulp, Romeine 8, en ek bid dit wat onuitspreeklik vir my as mens is, onverstaanbaar is, bid ek God se wil en God se plan, want sy Gees wat deur my bid, en hy stort sy Gees uit, sodat sy Gees deur ons kan werk, want dis hoe God werk deur mense. Hy werk deur my, hy werk deur ons, hy werk deur jou. En daarom het hy sy Gees vir ons gestuur, sodat sy Gees deur ons die werk van God en die koninkryk van Jesus kan vestig hier op aarde. Deur ons, dis hoekom hy sy Gees gestuur het. En wanneer ons in daai plek, omdat ons in die geesdimensie beweeg, is daar 'n bonatuurlike realm wat ons in kan funksioneer, wat ons oorwinnings maak. 'n Realm wat die wêreld nie verstaan nie. Maar wat 'n realm is, wat jou lewe radikaal transformeer. En dis 'n realm wat ek regtig honger is en dors is, dat die Here die kerk weer sal kom besoek, soos in die dae van Handelinge. Daar beperk ons God net met ons logika en ons tradisies. En ons manier van kerk en ons verwagting waarmee ons kerk toe kom. Want God ontmoet verwagtinge. Sien, hierdie mense het met 'n verwagting daar gesit. Jesus het hulle gesê, gaan wag. Hulle het nie geweet waarvoor hulle moet wag nie. Maar hulle het gaan wag. En hulle verwagting is ontmoet met die bonatuurlike uitstorting van die Heilige Gees. En natuurlik het dit 'n impak gemaak op die wêreld rondom hulle, en ek wil vir julle verder aanlees. Hy sê, en toe hulle was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal daar,
wat daar spreek dan die Galileërs nie. En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Partners, Medes, Elamite en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus, Asië, jy noem klomp name wat hulle opnoem. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Dis nou die mense wat hierdie 120 mense wat in die bovertrek was, wat gewag het op die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, en hulle dit beleef, ontvang, hoor die mense, hulle bid in hulle tale, want almal was op daai stadium in Jerusalem met mekaar, maar Petrus het opgestaan en met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie selfe Petrus wat Jesus verloon het, staan op, nadat die Heilige Gees oor hom uitgestort is. En vir die eerste keer preek hy 'n preek onder die inspraak van die Heilige Gees. En die resultaat op hierdie woord wat hy begin preek, word 3000 mense gered met die heel eerste preek. Dis die krag van die Heilige Gees. 'n vissermannetjie wat nie opgelei is, 'n Bybelskool gehad het. Hy het wel 'n paar jaar, 3+ jaar saam met Jesus gewandel, maar toe die krag van die Heilige Gees oor hom kom, toe sit nie meer 'n saak van ek het Jesus verloon nie. Die ou dinge is verby. Ek is nie meer daai mens nie. Ek is 'n nuwe mens. Ek is geïnspireer. Ek is deurweek met die Heilige Gees en hy staan op en hy begin preek. Ekskuus, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dis wat hulle gedink het. Wonderlik sal mense, dit sal dit wees as mense by die kerk verbykom, dan as jy, hier is 'n klomp dronk mense in hierdie kerk. Want dis hoe dit gebeur het. Dit het gelyk soos chaos, want hulle almal het gebid in verskillende tale. En die mense om hulle kon dit nie verstaan, en hulle probeer dit redeneer, en die enigste redenasie wat hulle kon kry is, hulle moet dronk wees. En dit was bietjie vroeg in die oggend, so Petrus kon verduidelik vir hulle en sê, nee, hierdie mense is toch nie dronkies soos julle gedink nie, want is nog maar die 3de uur in die môre. Wie begin so vroeg drink? Okay. Die bouing het toch nie oorgekom nie, ek verstaan daar so iets, verstaan nie, dit is nie. En hier is die ding, kerk, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word gevul met die Heilige Gees. Weet jy wat, as jou lewe vol is van die Heilige Gees, het jy nie meer begeerte aan wyn nie. Nou, ek praat van wyn, ek praat van dit wat die wêreld vir jou bied in 'n losbandige lewe. As hy jou lewe kom vul, dan proe dit wat die wêreld vir jou bied sommer sleg. Maar hy hoor dit sê, en ek wil stilstaan, en jy kan opsit die eerste vers met die bord, in vers 16, hy sê, vers 16, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, Joël wat alreeds het geprofeteer het in die Ou Testament, in vers 17, hy sê, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Stop net eers daar, vir wie is dit beskore? Net sekere nasies, net sekere titels, net sekere ampte? Nee, die gees van God is vir ons almal. Hy sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees, en hoor mooi, hy sê, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ek wil volgende by die vers stilstaan, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Nou, hoe weet jy is jonk, en hoe weet jy is oud? As jy gesigte sien, as jy jonk, as jy drome droom, is jy oud. Okay, nee, ek gaan so 'n bietjie dit net verduidelik. Maar ek wil volgende vir die vraag vra. Ons is nou in die jaar 2025. Waar gaan jy wees in die jaar 2030? Dink gaan jou ouderdom, hoe oud gaan jy wees? 5 jaar by jou ouderdom. Waar gaan jy wees? Waar sien jy jouself in die jaar 2030? Vir wie is dit 'n uitdagende vraag? Weet nog nie al gedinkie? Hoekom nie? Ek wil volgens stilstaan by droom en gesig, en is meer by die drome. Nou die verskil tussen 'n droom en 'n gesig is eintlik net eenvoudig. Ek het probeer gaan kyk na wat die Griekse en Hebreëse woorde beteken. En interessant, die Hebreëse woord, as hy praat van die drome, is dit eintlik om 'n klomp goed bymekaar te sit, soos 'n pottebakker wat die klei in mekaar sit, en 'n lomp op daai ding, dis om te droom.
Ek vat iets en dis nog niks, maar die droom is, something is coming. Dis wat die Hebreëse woord droom beteken, is eintlik om klomp goed bymekaar te sit en te sê, daar's 'n droom wat gebore word, dit bestaan nog nie, want dis die definisie van 'n droom. Dis nog nie, dis een van die definisies. 'n Gesig is eenvoudig, 'n droom is wat ek kry en ek ontvang terwyl ek slaap, 'n gesig is wat ek sien, jy kan dit in jou geestesoog sien, terwyl jy nog wakker is. Nou, daar's 'n verskillende voorbeelde in die Bybel van drome en gesigte. Ons weet, Josef het 'n droom gehad. Daar's verskeie drome wat die Here gebruik het om mense te waarsku. Baie van die konings was gewaarsku deur drome. Farao was gewaarsku deur drome. God het drome gebruik terwyl hulle gelê en slaap het. Een van die voorbeelde ook is natuurlik Salomo. Toe God van vra, kies enigiets wat jy wil hê, want jy gaan my volk lei toe, kies hy wysheid. Hy het dit in 'n droom ontvang. Maar dan sal ook natuurlik voorbeelde van gesigte. Een van die voorbeelde van die gesigte wat ons van gehoor het of al gelees het, is natuurlik koning Belsasar. Jy kan gaan lees dit in die boek van Daniël. Onthou julle die hand teen die muur, met 'n geskrif teen die muur wat niemand kon uitlei nie behalwe Daniël. Die koning was wakker, daar was mense by, dis toe hulle hulle het fees gehou met die elemente van die tempel wat hy God se elemente, die goud en die silwer elemente gebruik het om sy mense mee te entertain, as ek dit so kan gebruik, en God het met die hand geskryf, sy hand het verskyn teen die muur, dis 'n gesig, want hy was wakker, hy het dit gesien. Een van die voorbeelde van drome is ook natuurlik Josef, Maria se man, wat die Here hom gewaarsku het in 'n droom dat hulle moes vlug na Egipte toe. Die wyse manne het drome ontvang van God af om te sê moenie teruggaan na die koning toe nie, want hy wil die kind se lewe doodmaak. En natuurlik 'n voorbeeld van 'n gesig weer is Paulus op die pad van Damaskus. Het hy 'n gesig gehad wat Jesus aan hom verskyn het met die helder lig. Dis waar hy was wakker. So dis die verskil, enigste verskil tussen drome en gesigte. So is baie interessant dat die profeet hier kom skryf, julle jong mense sal gesigte sien en die ou mense sal drome droom. Ek dink die enigste rede is omdat die ou mense meer slaap as die jong mense. Al die pensionaars sê. Die ander sien nog uit om daarby uit te kom. Okay. Maar die punt is hier. Sien ons nog? Want hier is die ding van 'n droom en gesig. Dis altyd 'n openbaring as God deel met drome en gesigte. Nou, weet mense kom baie keer as hulle met my droom deel en dat ek 'n paar dinge wat ek vra oor die droom. Want sommige drome sal jy net weet dis van die Here af as jy lê en slaap. En die Here wil en ek sien uit en ek wil vanoggend spreek dat God gaan met mense begin praat weer deur drome. Meer as ooit van tevore. Maar jy moet reg gaan slaap, as ek dit so kan noem. Jy moet bidend gaan slaap. Moenie daai movie kyk en gaan slaap en dan droom jy oor iets en dan dink jy dit was nou die Here wat my gepraat het. Ek het daai aand word ek wakker kwaad vir my vrou. Ek's kwaad vir haar. Want in die droom het ek gedroom sy het saam met 'n ander man 'n koffie gaan drink. En onmiddellik besef ek, dit was 'n storie wat ons gekyk het, wat het gebeur het in die storie. So ons moet pas op. En gelukkig kon ek onmiddellik vrede kry en sê, sy sal dit nie waag nie, okay. Maar dis so ons onderbewussyn, dis ons moet versigtig wees wanneer ons praat oor drome. Maar ek wil vanoggend, wanneer ek praat oor drome, wil ek praat, want hier is die uitdaging van ons drome. Ons visies, ons gesigte, want drome en gesigte is openbarings op toekomstige gebeure. Drome en gesigte is openbarings op toekomstige gebeure. Dis inspirasie vir profeseë. As jy daarom sal julle jong mense profeteer. Want 'n profesie is in direkte vertaling is inspired speech. Om te profeteer is geïnspireerde iets wat jy uitspreek wat geïnspireer is. So jy kan geïnspireer wees deur die stem van die Here wat vir jou 'n woord gee, of die Here gee vir jou 'n droom of 'n visie en jy spreek dit uit. Jy profeteer dit, daai woorde wat jy gespreek het is geïnspireer deur die droom of die visie wat jy dan gesien het. Dis hoe God met meeste van die profete gewerk het in die Ou Testament. Hulle het 'n droom gesien, hulle het 'n visie gehad. Daar's verskeie redes of maniere hoe hulle weet God met hulle gewerk het, maar baie spesifiek het God baie met drome gewerk en gesigte. En die uitdaging is dat ons droom nie meer nie.
en ons sien nie meer nie. Een van die mees inspirerende manne in die Bybel, se lewe wat getuig juis van die dinamika van 'n droom, is die man met die naam van Josef. Ja, Josef se lewe gaan lees, jy kan in Genesis, in die einde van Genesis, Genesis 35 daar rond begin sy lewe, kan jy sy storie bietjie gaan lees, dit is 'n inspirerende storie. Maar Josef is deur baie dinge, deur baie omstandighede, deur baie uitdagings. Josef was eerstens die gunsteling van sy pa gewees, en sy broers was baie jaloers op hom gewees. En toe verkoop hulle hom, eers wil hom vermoor het, gooi hulle hom in 'n put, word verkoop aan Potifar. Hy is in beheer van Potifar se huis, want hy het 'n guns van die Here op sy lewe gehad. Potifar hom onmiddellik aangestel het om sy huis te regeer. En toe kom hy te doen met Potifar se vrou. En dit was nie 'n droom nie, dit was 'n realiteit. Okay. Wat sy by hom aangelê het. En natuurlik het sy dit verdraai en hy het in die tronk beland. En hulle sê hy was plus minus 10 jaar plus in die tronk gewees. Ja, ek dink van ons sal al bietjie moed verloor het, en sê, Here, het U my regtig geroep? Here, het U regtig 'n plan in my lewe, want kyk waar beland ek, kykie sit ek in die tronk. Van ons sal dalk opgegee het op die droom. Maar Josef, in die tronk selfs daar het hy guns gekry. En in die tronk self het hy mense bedien. In die tronk self het daai manne, die bakker en die skinker se drome vir hulle uitgelê en gesê, moenie vergeet van my nie, en hulle het vir hele ruk vergeet van hom. Maar eventueel het die Here Josef se omstandighede gedraai. En hoor wat sê hy, die psalmdigter beskryf Josef se lewe in Psalm 105 vers 17. Hy sê, hy het 'n man voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete in boeye geknel, hy self het in die eisters gekom. Nou hoor vers 19, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het. Die woord van die Here hom beproef, verklaar het. So Josef was getoets, en hy het die toets geslaag. Hy is beproef, verklaar. En soms gaan ons deur uitdagings, soms gaan ons deur 'n beproewing in die lewe, maar God is besig om ons te toets en ons voor te berei vir dit wat kom. Josef, deur sy hele lewe deur was hy eintlik net voorberei vir dit wat God vir hom in store gehad het. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volk en hom losgelaat, en hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed. Om sy vorste te bind na sy begeerte en aan sy oudstes moes hy wysheid leer. So hier word Josef skielik aangestel as tweede in bevel. Die grootste koninkryk wat bestaan het in die wêreld op daai stadium was die Egiptiese koninkryk. En hy was tweede in bevel, hy was eintlik tweede in bevel van die wêreld op daai stadium gewees, hoe tweede hoogste rang, maar dis nadat hy al hierdie goed deurgegaan het, maar hy het nog steeds die heeltyd sy gesindheid behou, die heeltyd het hy sy hoop gehou, nêrens hoor jy dat Josef gekla het, gemurmureer het nie, Josef negatief was nie, hy het heeltyd sy gesindheid gehandhaaf. Wat was die geheim van Josef se lewe? Wat het Josef gehad wat hom staande gehou het? Hy het een ding gehad, Genesis 37 vers 5, en ek in die Bible Basic English net vir julle deurgee. Now Joseph had a dream. God het 'n droom in Josef kom plant. En is die droom wat hom staande gehou het. Dis die droom wat hom deursettingsvermoë gegee het, die droom wat hom gemotiveer het, die droom wat hom gehelp het om die regte gesindheid te behou, want hy het geweet God het 'n plan. En hy het nie die plan verloor nie. En vanoggend, soos jy sit, wil ek jou die vraag vra, weet jy wat God se droom is oor jou lewe? Do you have a dream? Het jy 'n droom? Wel, toe ek klein was, op skool was, laerskool, hoërskool, eintlik hier op laerskooljare, en dan droom ons altyd, en dan, wat is ons toekomsplanne? Wel, ek wil 'n brandweerman word, en ek wil hierdie word, en ek wil daai word, en ons het hierdie drome. En dan gebeur die lewe. En dan gaan ons uit skool uit, en dan het ons klomp ervarings, en dan raak van hierdie drome verlore. Hierdie ding van 'n droom. 'n Droom is 'n motivering. 'n Droom is 'n rede om aan te gaan. 'n Droom is 'n rede om op te staan. Drome gee energie. Maar as ons soms
so vasgevang in die hier en die nou, dat ons nie meer die droom sien nie. Dat ons nie meer die toekoms sien nie. Weet jy dat God dink aan jou toekoms? Ek het dit vroeër genoem, Jeremia 29 vers 11, my gedagtes is vir voorspoed, nie teëspoed nie, vir 'n hoopvolle. God is alreeds daar in jou toekoms. My vraag is jy daar, of is jy nog in die verlede? Want dis die uitdaging. Die verlede het gebeur. History is written. Ek en jy kan nie teruggaan in dit wat verby is nie. Ons kan nie verander in dit wat agter ons is nie. It's written. Dis daar, dis geskryf. Ons kan nie teruggaan en gister gaan verander nie. En soms moet jy dit vir jouself sê, soms moet jy op 'n plek om te sê, maar jy kan niks doen aan gister nie, behalwe om vrede te maak dat dit verby is. Nou, dalk het almal nie 'n slegte verlede nie, en ek sê nie alles in ons verlede is sleg nie, daar's goeie dinge en daar's slegte dinge, daar's gebeurtenisse, ons verlede het ons welkom vorm, en die verlede het ons welkom maak, en God het ons deur dinge gesit waarmee jou vertrou het, wat hy sê, maar ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word, want by elke versoeking sal ek jou uitweg bring, en God bring jou op 'n plek, en hy wil vanoggend vir jou kom sê, en hy wil ons gedagtes kom draai om te sê, ek wil hê dat julle moet vergeet dit wat verby is, en julle weer begin uitstrek na dit wat voor lê. Want hier is die ding van 'n droom. Die verskil tussen gister en môre is radikaal, want gister kan ons niks aan doen nie, môre kan ons alles aan doen. Dis wat hoop sê ek weet, daar kom beter dinge, want as jy die woord ook droom gaan kyk, dan sê dit altyd dit 'n positiewe konnektasie. As jy iets sê, as jy sê dit was 'n droom vir my, dan was dit vir jou 'n goeie ervaring, dit was vir jou 'n blywende ervaring, en God het vir ons goeie ervarings, hy het ons vir ons blywende ervarings, hy het vir ons drome wat in ons harte kom plant het, en hier sit vanoggend mense hier, God het drome in jou kom plant, maar daar was dinge wat in jou lewe gebeur het, traumas wat jy deur is, wat daai drome kom toesmeer het, en jou drome lê onder die gemors van die lewe, en ek beleef het dat die Heilige Gees gaan daardie gemors weer kom skoonmaak en kom afvee en jou weer kom blootstel aan dit wat God in jou kom plant het, want daar's dinamika wat in jou lê, maar jy moet verstaan jou dinamika lê in jou strewe na jou droom. Die droom wat God in jou kom plant het. Die passie wat God in jou weer wil kom herstel, want drome ontwikkel passie. Maar ek beleef dat ons as gelowige mense, ons as Christen mense is so vasgevang in die omstandighede en die uitdagings van hierdie lewe, dat ons nie eers kans sien om te dink aan môre en oormôre en oor 5 jaar vanaf nie, want ons moet tog net vandag oorleef, ons moet tog net, ek meen ons is nou aan die einde van die maand gewees, ons moet tog net die rekeninge betaal. As ons tog net genoeg kan verdien, soos ons rekeninge kan betaal, en ons strewe net dat ons kan oorleef. God het ons nie geroep om te oorleef nie, God het ons geroep tot 'n lewe van oorvloed, wat ons kan strewe na soveel meer, want God het vir ons die beste in stoor. Hy het vir jou drome in jou hart, wat jou weer kan motiveer om te sê, Here, ek lewe deur geloof, want ek weet as ek droom, kan God dit 'n werklikheid maak. Want 'n droom is 'n verwagting wat geskep is. 'n Droom is nog nie 'n realiteit nie, maar 'n droom is dit wat kan wees, en ek weet dat God dit kan doen. So ek wil vanoggend bietjie net stil staan by die woord droom. Ek het net so 5 beginsels oor droom, en hoe gaan ons weer begin droom, en wat het ons nodig om te droom, en werklik weer gemotiveerd te lewe, want ons het weer nodig om in positiwiteit op te staan, en te heers oor die negativiteit van hierdie wêreld. Onthou, ons is wel in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons lewe met die hoop op die ewige lewe, kerk, dis waarin ek en jy funksioneer. Hulle kan alles van jou vat, hulle kan jou lewe van jou vat, maar hulle kan nie jou ewigheid jou vat nie. Jesus sê op 'n stadium, hoekom vrees hulle die mense? Wat is die ergste wat mense aan jou kan doen? Hulle kan jou doodmaak, dis die ergste, maar dis nie erg nie. Vrees eerder die een wat in staat is om jou in die ewige hemel of die ewige hel te berg. Dankie Vader vir sy genade, wat ek weet ek is op pad hemel toe, want ek glo in sy seun Jesus Christus. Ek lewe met daai hoop in my hart. Nie deur my werk nie, maar deur sy genade wat my gered het, en my geloof in sy seun Jesus Christus, leef ek met daardie droom wat ek voor sy troonsaal gaan staan, en hy my innooi en sê, jy was vir my weinig getrou, kom en ek stel jou aan oor soveel meer. Dis wat die woord vir my leer.
Deur sy genade en deur my geloof in Jesus Christus, leef ek met daardie hoop, het ek daardie droom. Dis die grootste droom van alles, is om eendag voor Jesus te staan, en die een in die oë te kyk, wat sy lewe vir my opgeoffer, die prys vir my sondes betaal het. Wat 'n wonderlike oomblik gaan dit nie wees, om liefde in die oë te staar nie. Dis waar ons uitsien, kerk, dis wat ons motivering moet wees, dis ons grootste droom is om voor Jesus te verskyn. Vir baie mense gaan dit 'n vreeslike dag wees, maar vir ons wat glo en in Jesus en met hom in 'n verhouding staan, is dit 'n dag waarna ons uitsien. Ek lewe vir daai dag. My lewe is gemotiveer deur daardie dag. Ek staan vanoggend hier voor jou as gevolg van daardie dag, want God het my geroep om sy woord te verkondig aan mense, en terwyl hy taal om te kom, gaan ek doen wat hy van my verwag, sodat ek voor hom kan staan en sê, jy was getrou. Faithful to the least, I will reward you. En daar wag vir ons 'n beloning in getrouheid. Maar die vraag is, het jy gedroom? Om te droom, kan maar die volgende ene opsit. Ek kyk na die volgende paar woorde. Eerstens die woord droom dankbaar. Dan moet ek reageer. Dan moet ek oorkom. Dan moet ek ontgin. En dan moet ek momentum bou. As ek 'n dromer wil wees, waarby begin dit? Ek wil eers begin by die eerste punt, dankbaarheid. Dankbaarheid is die wegspringblokke vir jou droom. Dis bitter moeilik om te droom met die mis van onsekerheid en klagtes en vrees. Dankbaarheid en vrees loop nie hand aan hand nie. Dankbaarheid en angstigheid loop nie hand in hand nie. Dankbaarheid en besorgdheid loop nie saam nie. En dis wat ons dankbaarheid kom steel, as ons so besorg oor alles. En tog is daar belofte. Matteus 5 wat sê, soek allereerst die koninkryk van God. Al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Die wêreld is besorg oor wat hulle gaan eet en wat hulle gaan aantrek. Maar hy sorg vir die kleinste voeltjies, hoeveel te meer sal hy vir ons die sorg nie. Tog is ons skuldig aan besorgdheid. En besorgdheid kom steel ons dankbaarheid. Maar vanoggend sit ek en jy hier. Jy het oë wat kan sien, jy het ore wat kan hoor. Jy het 'n liggaam wat funksioneer. Jy het klere in jou lyf. Sien, as ek nie begin by dankbaarheid nie, kan ek nie vorentoe kyk nie. Ek moet dankbaar wees vir wat ek nou het. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes, wat is begeertes? Dis dinge van die toekoms, dis nie dinge van die verlede nie, dis dinge wat ek sien, wat ek graag wil hê, wat ek begeer, Here, dis drome. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nie met klaagliedere nie, want jy sien, hier is die plan van Satan, dis hoe hy funksioneer. Toe hy met Eva die gesprek gehad het, toe wys hy van wat sy nie mag van eet nie. Hy kom loof nie God oor hoe wonderlik is dat hy vir hulle 'n hele tuin gegee het en van al die bome en die vrugte mag hulle vry eet nie. Nee, het jy geweet julle mag nie. Dis sy plan. Hy wil vir jou kom wys wat jy nie het nie. Sodat jy kan vergeet wat jy het. En hy kom steel jou dankbaarheid. Ons het soveel om vir dankbaar te wees. En as ek weer op 'n plek kan kom en besef hoe goed die Here vir my is, en hoe dankbaar ek is, as ek in daai plek van dankbaarheid instap, ek het net hier 'n stelling gemaak, en die Heilige Gees het in my hart gisteraand net belê het, en dit het my net so geraak, en ek hoop dit raak jou vanoggend. Dankbaarheid laat die mis van kommer verdwyn, soos die mis voor die son verdwyn. As jy net weer teruggaan en sien waaroor jy dankbaar kan wees, en net besef die goedheid van die Here, dan kan jy weer opstaan en sê, wow, maar as God my tot hier toe gedra het. Wie van julle kan getuig dat God het jou gedra tot hier toe? Wie van julle is dankbaar dat God jou tot hier toe gedra het? Niks kan omkeer om jou vorentoe te vat nie. Jy het tot hier toe gekom, kerk. Ek is dankbaar vir waar ek is. Ek is dankbaar vir wie ek is. Ek is dankbaar vir wat ek het. En daarom sien ek uit na wat kom. Want in dankbaarheid, as jy dankbaar is, maak jy jouself altyd oop om weer te ontvang.
Dis hoe dankbaarheid werk, en 'n droom gaan eers weer begin wanneer ek in dankbaarheid begin lewe. Want ek kom in danksegging voor God en ek bring my begeertes vir hom en sê, Here, ek het weer drome waarna ek streef, Here, ek is weer gemotiveerd. En dan, as ek dankbaar is, as ek 'n droom het, dan moet ek reageer. Ek moet iets doen. Kan nie drome hê en gaan sit op 'n rusbank en wag dat dinge gebeur en in my skoot kom val nie. Nee. Ons moet werk na ons drome toe. Ons moet streef na ons drome toe. Dit help nie, jy sit in jou omstandighede en jy het dalk in 'n plek beland wat jy voel, maar dit is nie 'n goeie plek om te wees nie. En hier is ek nou in hierdie plek en ek het droog gemaak, ek het God gemis, ek het God se plan gemis. Dit gebeur maklik. Ons kan God se plan mis in ons lewe. En dan gaan sit jy op sak en as en jy sit in sanik en jy sit in treur oor dit. Nee, dit gaan niks doen nie. Dit gaan niks verander in jou lewe nie. Jy moet reageer en iets doen rondom jou omstandighede. En ek vat julle na die gelykenis van die verlore seun. Die storie wat Jesus vir ons vertel het. Hy het die plan gemis. Waar beland hy? Hy beland by die varke, want hy het sy eie wil gaan uitleef. Hy het die begeerlikhede van die vlees die oorhand gegee en hy het losbandig gaan lewe, want dis wat die vleesmens wil gaan doen, teenstrydig met die wil van God. Hy wil die Vader se huis verlaat en sy eie ding gaan doen, want ons dink mos ons weet beter, maar hy besef toe sy eie denke en sy eie beter wetenheid het hom op 'n slegte plek laat beland, wat hy net begeer het om van die pele van die varke te eet. Dink dit jy kom daar. Die varke nie eens hulle kos met jou wil deel nie. Ongeskikte varke. En ek vir jou sê, die wêreld daar buite is ongeskik. Daar's varke daar buite. Varke wat ons wil entertain en ons wil inlok na 'n wêreld wat nie God se plan is nie. En hulle gaan ongeskik met jou wees, want hulle gaan jou net daar los. Maar hy moes iets doen. En hy het tot sy sinne gekom. Lukas 15 vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan. Dalk is dit tyd om weer op te staan en terug te draai. Jy gaan nie by jou drome uitkom as jy nie iets doen omtrent nie. As jy maar net jou omstandighede maar aanvaar, dis dan maar my lot, so gebore, so laat staan. Dis nou maar wie ons is, dis hoe oupa was, dis hoe oupa grootjie was, en dis nou maar wie ek is. Nee, Jesus het deel van jou lewe geword. Jy kan nie meer dieselfde bly nie. Daar's 'n Vader wat wag by die deur om jou weer te ontvang. Om te sê, my seun, ek het weer vir jou drome, ek het weer vir jou nuwe drome, ek het weer vir jou vars drome, daar's 'n vetgemaakte kalf wat vir jou wag. Hy sê homself, hy sê ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir my Vader sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. Wat is 'n huurling? Wat is eintlik, die ander vertaling sê slaaf? Weet jy wat 'n slaaf? Dit is iemand wat sonder 'n droom lewe. 'n Slaaf is iemand wat besig is om iemand anders te help om hulle droom uit te leef. Want jy werk vir iemand. Soms as ek so net ry verby geboue en besighede en ek besef net, die sukses en dit inspireer my, en dan besef ek iewers moes daar 'n man of 'n vrou gewees het wat 'n droom in hulle harte gehad het. En hulle het begin droom, en vandag is dit massiewe besighede. Hoekom? Want iemand het 'n droom gehad. Maar die realiteit is, as jy nie besig is om jou eie droom uit te leef, is jy 10-10-1 besig om iemand anders te help om hulle droom uit te leef. Want dis wat hierdie seun was. Hy het wees 'n losbandige lewe, het hy sy visie verloor om te sê, ek is nie meer werd nie. Of vanoggend wil ek vir jou sê, as jy besluit om op te staan en sê, Vader, ek soek weer U wil, gaan jy weer op 'n plek kom waar die Vader wil sê, maar jy is nie 'n huurling nie, jy is nie 'n slaaf nie, jy kan weer droom want jy is my kind. Jy kan weer hoop hê op die toekoms. Nou vers 20, en hy het opgestaan. Gaan jy opstaan? Gaan jy iets doen oor die omstandighede? Of gaan jy toelaat dat die lewe oor jou heers? Jy moet besluit om te heers oor die lewe. Want in Jesus naam kan jy weer opstaan. En hy het opgestaan na sy Vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en 'n hartklop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Want die pa is weer opgewonde om sy seun terug in die huis wees. Hy sê, my seun was dood, maar hy lewe nou weer. En nou kan hy weer begin lewe. Nou kan er weer 'n toekoms vir hom wees, want hy is in sy Vader se huis. Hy is waar hy moet wees. Om te droom moet ons oorkom. As 'n paar uitdagings wat voor ons staan.
As ek vanoggend vir jou vra, wat is die uitdaging, wat staan tussen jou en jou droom? Ek het die vraag al baie gevra. Maar ek het nie geld nie. So mamma neers. Ek verstaan dit vat geld om geld te maak. Maar mense wat droom is mense wat net 'n vermoë het om geld te maak. Mense wat toelaat dat hulle drome groter raak as die uitdagings. Want dis wat God in jou wil kom deponeer. So om te sê die uitdagings is daar, maar die uitdagings is daar om net jou voor te berei. Maar is die uitdagings groter as my plan vir jou lewe? Is die uitdagings groter as my toekomsdrome vir jou, as my hoopvolle toekomsdrome vir jou? Is die uitdagings groter, of gaan jy dit waag om groter te droom, want hoe groter jy droom, hoe kleiner raak die uitdagings? Want jou droom, jou passie vir jou droom om daarby uit te kom, moet groter wees as die uitdagings. En wat is uitdagings? Dis iets net wat ons moet aanpak. Ons het nie probleme nie. Moet dit nie 'n naam gee nie, moet dit nie 'n naam gee as 'n probleem nie. Dis 'n uitdaging. Waarvoor is 'n uitdaging daar? Dit daag jou uit om te oorkom. Om te sê, maar ek gaan iets doen omtrent die omstandighede. Ek gaan nie toelaat dat geld my weerhou om die drome te bereik nie. Ek gaan nie toelaat dat mense so opinies, wat hulle oor my gespreek het, die verwerpings wat ons beleef het in die verlede, die bordjies wat hulle om my nek kom hang het van jy sal nooit suksesvol wees nie. Jy moet nou maar weet, ons is nou aan die onderkant van die treinspoor gebore, dis nou maar wie ons is. Ek weet nooit wat is die regte kant van die treinspoor nie, onder of bo. Was goed oor jou lewe gespreek, wat jou drome kom dim het en kom steel het. Opinies wat jy waarhede gemaak het. En dis tyd kerk dat jy daai opinies sal oorkom met die waarheid van die woord van God. Want God se woord is die waarheid, mense se opinies is nie die waarheid nie. Maar jy sien 'n waarheid word 'n waarheid as jy hom glo. Wat glo jy van jouself? Wel, dis nou maar wie ek is. Dis nou maar wie ons is. Nee. Wie is ek? Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Dis wat die woord sê, dis wat ekskuus. Verkeerde kant toe. Dis wat krag dra. Dis almal wakker. Party mense wou nou gaan droom het, nou moet hulle gesigte sien. Ons het maar daai mense in die kerk, as dromers in die kerk, en as mense wat gesigte sien. Die dromers is die ouens wat in hulle oë toe sit wil ek preek. Okay, maar nou is hulle wakker. Oorkom die uitdagings. Filippense 4 vers 12 sê, hy sê, ek weet om verneder te word. Paulus wat kom vertel van sy lewe. Paulus wat hierdie geloofsheld vir ons almal in ons almal se oë is. Hy sê ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en alle dinge is ek onderrig om versadig te wees sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as gebrek te ly. So daar's klomp uitdagings wat ek in die oë gestaar het. Hy het tot skipbreek gelei. Hy het klomp uitdagings deurgaan, hy was geslaan, hy was gemartel. Ek lees Handelinge nou deur en ek lees net weer die verhale van Paulus en ek besef wat hierdie manne moes deurgegaan het en vrouens deurgegaan het sodat ek en jy vandag die woord kan ontvang. Ons met die Here eer vir daai manne en vroue wat deur daai dinge gegaan het. En Paulus sê ek is deur al hierdie dinge, maar ek het nie opgegee nie. Hoekom? Ek het iets gedoen. Ek het die uitdagings aangepak. Hoekom? Want ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Niks kan heers oor my lewe nie, net Jesus regeer in my lewe. En daar gaan nie meer verskonings wees nie. I can do it. Hoekom? Want Jesus is aan my kant. As God kies om jou te seën, wie sal hom keer? Glo jy dat hy kies om jou te seën? Glo jy dat hy 'n droom vir jou lewe het? Vanoggend moet jy weet, die Here gaan nuwe drome weer in mense se harte kom plant. En ek sien daar's ou drome wat weer kom lewe kry vanoggend, soos ek die woord aan jou bedien, want daar's in die geestesriem besig om dinge te gebeur oor jou lewe. En hy's besig om jou hoop op te wek, hoop wat nie beskaam nie. Ons moet die uitdagings moet ons oorkom. Ons moenie dit toelaat om ons te heers en sê, "O, ek het 'n probleem nie." Nee, jy het nie 'n probleem, jy het 'n uitdaging en jy doen iets aan daai uitdaging. En weet jy wat die wonderlik is? Jy wat deel van 'n kerk is, jy hoef nie alleen deur hierdie uitdagings te gaan nie. Jy het boetas en sissas wat jou by die hand vat en sê ek gaan jou sterk maak. Ek meen Moses het 'n Joshua en 'n Caleb gehad en hy het Aaron en Hur gehad wat sy hande omhoog gehou het en sy hande nie meer kan bo bly nie. Ons het nodig om mekaar se hande op te rig en te sê, kom ons stap saam met die pad. Kom ons gaan deur hierdie uitdagings. Ons aanvaar nie maar dis jou lot nie. Ons haal jou uit hierdie omstandighede uit. Want ons is boetas en sissas wat deel is van 'n geloofsgesin wat mekaar opbeer en mekaar opbou en opgewonde is oor mekaar se suksesse.
Dit is my lekker om te sien dat mense suksesvol is, kinders van die Here suksesvol is, dat hulle drome behaal. Dit maak my opgewonde. John Maxwell sê, hulle sê, jy sien jou vriende werklik wanneer jy in moeilike tye gaan. Hy sê, weet jy wanneer jy sien jou vriende werklik, jou ware vriende is die wat saam met jou sukses kan vier. Wat nie jaloers is nie, soos Josef se broers nie. Pas op om jou droom met enigiemand te deel. Kan ek jy net daai raad gee? You need a dream. Joseph had a dream. Het jy droom? Het jy droom vir jouself? Want as jou drome waarheid word, die Josef se drome waarheid word, toe word die hele land gered van hongersnood. God se drome het in ons harte kom implant en deponeer, is nie net vir onsself nie, dit gaan 'n impak maak op die wêreld rondom ons. Het was my droom om 'n gemeente te hê eendag. En hier sit ons vandag en ons al lewe, soveel lewens is geïmpakteer deur hierdie gemeente en elkeen van julle wat betrokke is en deel is van hierdie droom. Dit is God se droom. En ek sê dankbaar dat ek kan deel wees van sy droom. Maar kom die uitdagings, moenie gaan lê nie, moenie laat dinge vir jou te erg raak nie. Dinge is nie te erg nie. Kan ek net vir jou sê, dit is nie te erg nie. Hou op om my leuen te glo. Sê gou saam met my. Dit is nie te erg nie. Julle moet dit met attitude sê. Dit is nie te erg nie. Wat is hy? Gaan julle leer om dit te sê? Want ek is tot alles in staat. Deur Jesus Christus wat my die krag gee. Oorkom dit, kom aan. Oorkom die uitdagings wat tussen jou en jou droom staan. God gaan nie vir jou droom gee net om jou te entertain nie. Hy is nie in entertainment business nie. Satan, hy is 'n entertainer. Hy wil ons aandag trek. God het 'n droom en sy drome word realiteite. As jy net kan glo en kan hoop. Ontgin. As jy by jou drome wil uitkom, het jy nodig om die potensiaal te ontgin wat God in jou gedeponeer het. God het in elkeen van julle kom investeer. Hy het in jou lewe kom deponeer. In Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na, beywer julle. In die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want die vertaling sê beoefen jou in die gawes. God het sy gees in ons uitgestort. Hy het gawes in jou kom plant, hy het vermoëns om jou in jou kom sit. En jy moet dit ontgin. Sê Here, ek glo in dit wat U in my kom plant het. Glo jy in jouself? Glo jy in dit wat God in jou kom plant het? Frank, is so lekker om jou volgende te hê. Jongman wat voor my groot geword het en hy is 'n voorbeeld. Ek gaan nou nie sy getuienis uitlaat nie, maar hy het baie redes in die lewe gehad om te sê ek wil nie sukses bereik nie. En vandag sit hy hier soos 'n suksesvolle man, want hy het gedroom. En daar wag nog baie sukses. En daar is nog meer drome wat kom wat die Here gaan waarmaak, Franco. Want jy was getrou in jou geloof. Jy het die lewe oorwin. Jy het die wêreld oorwin en omstandighede het jy oorwin en opgestaan. En sien het, en ek sien sukses, ek sien nog drome op drome, maar nie net drome wat jy waar word, maar ek sien hoe maak jy ander mense se drome waar, rondom jou. Want dis jou passie, jy leef nie net vir jouself nie. Mag die Here dit waar maak. Jy sien, ons omstandighede kan kom steel. Ja, maar jy ken nie my verlede nie. Jy ken nie my agtergrond nie. Ek het nie 'n saak met jou agtergrond, ek het 'n saak met wat voor lê. Want as God gesê het, gaan dit so wees. You only need a dream. Joseph had a dream. Ontgin daai potensiaal. God het in jou kom plant. James Allen het gesê, drome is die saad van realiteite. Dis 'n saad wat ek bly plant in my lewe. Ek spreek dit oor myself, ek profeteer dit oor myself. As ek opstaan in die oggend, dan profeteer ek oor myself. Ons moet droom, ons het daar agter teen hierdie muur het ons 'n droom oor hierdie gemeente. En ja, ek was eerlik, daar was sekere omstandighede en hoeveel keer wat ek net sê, Here, ek weet nie of ons realisties is nie. Ek weet nie of dit U plan en U wil is nie. Dan die Heilige Gees my bestraf te sê, waar is jou geloof? Moenie ophou droom nie, moenie ophou sien nie. Sien dit voor jou, want solank as ek dit sien, so gaan dit my motiveer om te sê, kom ons gaan soontoe, ons as gemeente sal daar uitkom. Want God het dit gesê, dis sy droom wat 'n waarheid gaan word.
Sy droom, sy woord, dit gaan ons fasiliteite word en dit gaan uitbrei sodat ons 'n gemeenskap kan impakteer en dis een van baie gemeentes. Daar gaan baie lewende kerke reg oor die land nog wees. En miskien living churches nog in die wêreld in. Nie miskien, kom spreek dit. Do we have a dream? Maar weet jy wat, ons kan dit nie doen as nie 'n paar mense sit wat saam met dit droom nie en sê, wel, dalk is ek een van die kerkplanters. Dalk is ek die een wat die befondsing gaan doen, want God rig besigheidsmanne op. Dis jou gawe, dis die potensiaal wat in jou gesit het. Geen kerk kan funksioneer sonder besigheidsmanne wat God die vermoë gegee het. Dis hulle roeping om besigheid te doen, om geld te genereer vir die koninkryk. Dis 'n roeping. Maar jy moet 'n droom hê om te sê, Here, ek droom nie vir myself, om myself net te verryk, om groter skure te bou en dit vir myself te hou nie, want dis hepsig. God gee droom en hy gee vir jou die potensiaal en die vermoë, sodat jy dit kan ontgin vir sy koninkryk. En dan die laaste punt is, jy moet momentum behou. Hou momentum. John Maxwell sê, een van die beste vriende van 'n leier, enige leier, is momentum. Sien, as ek eers begin het om te droom, en as ek eers die droom in die gang gesit het, dit vat moeite om enigiets momentum te gee, dit vat meer energie om 'n groot klip aan die rol te kry, maar as hy eers aan die rol kom, dan bly hy makliker in beweging as hy momentum bou. En hier is die ding van jou lewe, moenie gaan slaap lê nie, moenie opgee nie, moenie gaan teneergedruk raak as jou omstandighede dalk jou kom uitdaag nie. Jy hou aan met wat jy doen, hou aan goed doen. Hoor wat sê die woord van die Here, Galasiërs 6 vers 9, hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Keep the dream. Laat die droom jou nog steeds motiveer. Hier waar jy sit, hier's 'n paar jong manne wat vanoggend hier sit. Jy weet nie, en ek is 'n 94 matrikulant. Nou kan almal my ouderdom uitwerk, hè? Weet jy wat? Hulle het vir ons gesê, ons is so jammer vir julle, want dis die jaar van die groot verkiesing. Hier's nie 'n toekoms vir julle in die land nie. Nou, by my 1-3-1 het ek gesê, almal is lekker vet en lekker mollig van hulle. Dink ek, dit was ons gaan nou nie hierdie maar jare hê, soos hulle vir ons gesê het in 94 nie. Hulle wil ons drome kom steel het, man. Maar ek het 'n droom vir hierdie land. God het my 'n visie gegee vir die land, dit 40 jaar gaan daar 'n transformasie plaasvind, ons is in die 30ste jaar, eintlik in 31ste jaar, die 40ste jaar is die groot transformasie van hierdie land. Hoor die woord van die Here, dis die visie, die droom wat hy my gegee het, want jy sien, daar's 'n generasie wat God met 40 jaar werk, en hy het 40 jaar grasie gegee, en die kerk het 'n massiewe rol om te speel in die transformasie van hierdie land, en God het alreeds begin met die werk. As iemand van, ja, maar dis nou eers nog oor soveel jaar, dit vat 'n tyd om 'n groot skip te draai, maar God is alreeds aan die werk. Ek en jy moet lewe begin spreek, ons moet saam begin droom oor hierdie land en die toekoms van hierdie land, en dis nie die toekoms wat sekere mense sê wat 'n 4 klere weer gaan waper nie, daai tyd is verby. Dis 'n land waar mense in harmonie onder een vaandel, en dis Jesus Christus gaan funksioneer as 'n voorbeeld vir hierdie wêreld, 'n land van herlewing, 'n land wat in die geestestoestand is, wat mense hiernatoe gaan stroom om net te beleef dit wat hierdie volk beleef, verskillende rasse, volke en tale wat in eenheid staan onder een vaandel, en dis Jesus Christus, dis Suid-Afrika. Dis die droom van ons land. Die vraag is, droom jy dit nog saam met ons? Hoe moet jy alweer gesien met hierdie ouens met die rooi beffies? Nee man, hulle gaan in onderdanigheid kom, en hulle gaan in eenheid kom, en hulle gaan gered word. Want hulle almal het Jesus nodig, en Jesus wil almal red. Hallo? Ek en jy moet begin lewe spreek, en ons moet begin droom oor die toekoms oor ons land. Ek en jy moet begin droom oor ons kinders se toekoms. Droom jy oor jou kinders, ouers? Is dit vir kinders vanoggend geseën? Het jy 'n droom met jou kinders? Och nee, hierdie land, my enigste droom is, kom ons vat net ons goed en ons gaan. Ek sit met 'n predikant so 'n paar weke terug. Hy sê, weet jy hoeveel berading moet ons hier doen oor mense wat hier sit? Hulle spyt dat hulle hier is, maar hulle kan nie teruggaan nie. Want ons het 'n fantastiese land. Ek het die voorreg gehad om die afgelope week Oos-Transvaal te gaan besoek en 'n paar plekke gaan besoek. Dis amazing wat ons het. Doen jouself 'n guns en gaan kyk net bietjie wat het ons, sodat jy weer in dankbaarheid kan lewe. Die mooiste mooi, watervalle en bergreekse, dit is fantasties wat die Here vir ons gegee het, groenigheid, dat jy, weet jou oë word so bederf oor as waar jy net gaan. Ek sal nooit vergeet, as daar in Jordanië sit en ons wys vir die mense, dan wys ek hulle die foto's van my kinders. Hulle sien nie my kinders raak nie, hulle sê, it's green. Hulle sien die groen gras agter my kinders, hulle kan dit nie glo nie, want nêrens in Jordanië is daar 'n stukkie gras nie. Niks groen nie. Maar daar was een plekkie, toe is dit valse gras.
met hulle sokkerbaan. Ek was opgewonde, en ek dink, wonderlik, waar kry hulle die water in die gras, dis dit valse gras. Ons weet nie wat ons het nie, kerk. Ons moet waardeer en dankbaarheid vir wat ons het. Maar hou jou momentum. Jy sien, want ons raak soms moeg, ons raak soms uitgeput. Marcus Aurelius het sê, werklike waarde van mense word gemeet aan die ideale wat hulle najaag. Hoor mooi, ek gaan dit weer sê. Werklike waarde van mense word gemeet aan die ideale wat hulle najaag. Waarna jaag jy? Is dit 'n gejaag na wind, of is dit 'n gejaag na God se planne en drome wat in vervulling moet kom in jou lewe? Jesaja 40 vers 29, ons gee die vermoeides, gee die vermoeides krag. Ekskuus, om vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kerk, ons moet weer gaan wag op die Here. Van ons op hom wag, wat hy weer ons drome wakker maak. Wat hy weer vir ons toekomsplanne gee. Wat ons nuwe krag kom gee. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. James Dean het die volgende gesê: droom asof jy vir altyd gaan lewe, maar lewe asof jy vandag gaan sterf. Sorg dat jy altyd gereed is vir jou laaste dag. Maar droom sonder die wete van 'n laaste dag. Sluit af met die bekende gesegde. Walt Disney het 'n gedeelte van dit gesê: if you can dream it, you can think it. If you can think it, you can do it. Dalk moet ons net ons gedagtes weer kom vernuwe. Romeine 12 vers 2. Dis in die Passion Translation. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Hou op om die idees en opinies van mense toe te laat om te heers oor jou lewe. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through total reformation of how you think. Hoe dink jy oor jou toekoms? Of is jy vasgevang in die nou? This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Hoe gaan ek God se plan weer sien? Hoe gaan ek weer sy drome beleef? Deur my gedagtes te onderwerp aan die Heilige Gees, sodat hy die negativiteit kan swaai in die hoop, want God het vir jou 'n mooi toekoms. Mooi dinge lê vir jou voor, as jy net kan glo. En jy gaan glo as jy net kan sien. Sien jy dit vanoggend? Sien jouself 2030? Wat sien ons voor? 2030 staan ons in 'n auditorium wat dalk 1000 mense. Nie dalk nie. 800 na 1000 mense kan ook akkommodeer. Ons het net te min plek op die stadion. Sien ons dit? Sien jy dit? Droom jy saam met ons? Maar is nodig dat jy saam met ons droom. Wees dankbaar vir wat ons het. Here, ons is dankbaar dat ons 'n gebou het. Ons is dankbaar dat ons vanoggend krag aan het. Ek is dankbaar vir elke individu wat vanoggend hier voor ons sit. Ek is dankbaar vir elke gemeentelid wat die Here vir ons gestuur het, wat deel is van hierdie huis. Ons is nie net dankbaar nie, maar ons wil ook iets doen. Ons wil reageer. Ons wil nie net aanvaar, dis nou maar ons lot en dis nou maar waar ons is nie. Daar is meer. En omdat ek glo daar's meer, wil ek reageer. Ek wil meer doen. Ek wil God meer vertrou. Ek wil die uitdagings oorkom om nie toe te laat dat die oude uitdagings heers nie. Ek wil oorkom deur die krag wat Christus in ons kom plant. Ek wil ontgin dit wat God in ons geïnvesteer het. Ek wil ontgin elke individu, elke persoon, elke gemeentelid wat God hier na hierdie gemeente toe gestuur het, wil ons ontgin en sien hoe hulle groei in hulle gees wandel, in hulle gees mense, in die gawes wat God in hulle geplant het, want dis gemeentelede wat kerke bou. Nie pastore,
predikante nie, weet jy dit? Gemeentelede bou kerke. Jy's 'n kerkbouer. En mag ons die momentum bou, dat ons werklike mense sal wees met waarde, omdat ons gemeet word aan die ideale wat ons najag. As jy vanoggend hier sit, en sê, Here, ek wil weer droom. Maak my los van dit wat verby is. Jou ding is verby. En daai woorde, sê gou weer saam met my, dis nie so erg nie. Want ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. As jy vanoggend weer wil droom, en sê, Here, kom maak weer nuwe drome in my wakker, wil jy nie saam my staan nie. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit ons so. Vader, vanoggend staan hier soveel verlore drome, weens omstandighede, weens uitdagings, weens die lewe. Maar Vader, dankie dat U die droomgewer is. Dankie dat Josef se lewe ons motiveer. He had a dream. En Here, vanoggend bid ek dat U deur die krag van die Heilige Gees ons gedagtes kom vernuwe. Heilige Gees, ons wil onsself en ons gedagtes aan U kom onderwerp. Eerstens wil ek vra, Here, maak ons gedagtes vry van die verlede. Help ons om vrede te maak met dit wat verby is. Help ons om te vergewe waar dit nodig is. En dit agter ons te sit, sodat ons ons fokus kan verskuif in dit wat voor lê, dit wat kom. Vader, dankie dat die toekoms hoopvol is, want U het gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. Vir hoopvolle toekoms, Here, en vanoggend bid ek dat die ou drome weer sal wakker word, wat dormant geraak het. Ek bid ook vanoggend vir nuwe drome, Here. Drome wat opstaan in mense se harte, sodat ons geloofsmense sal wees wat gemotiveer is. Gemotiveer deur die drome, die gesigte wat U in ons gee. Here, U sê in die laaste van dae, gaan U Gees uitstort. Julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Here, my gebed vanoggend, kom stort U Gees nie oor ons uit, sodat ons weer sal droom en weer sal sien. Sodat ons met hoop sal lewe en môreoggend met 'n passie sal opstaan. 'n Passie vir U koninkryk en die mense. Ek dank U vandag, Here, vir iets nuuts wat in ons gebore word, deur die werking van die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen.